Okay, so jy wil nou graag 'n advertensie op Facebook sit. Jou image lyk nie so nice nie, of die ding wat jou image kry jy net nie reg nie. Hy pas nie. Jy weet nie hoe werk hierdie pixels ding nie. Want hulle praat van soveel pixels en dit werk nie. As dit jou frustrasie is, dan is hierdie video net vir jou. Kom ons praat 'n bietjie daaroor. Hallo mense, my naam is Bert de Steenkamp. Ek is 'n aanlyn entrepreneur in Suid-Afrika. Ek doen baie goeders aanlyn en ek het 'n odd ding ook, ek het 'n taxidermie. Ek weet nie waar dit in pas by die hele storie nie. Maar ek weet om op Facebook te adverteer en in hierdie video gaan ons 'n bietjie praat oor hoe om 'n goeie Facebook image op jou ad te sit en hoe om die pixels en die goed reg te kry sodat jy ding nie stretch nie. So as julle van my video hou of julle hou van wat ek doen, wys my 'n bietjie daar 'n shop of wys my. Julle hou nie daarvan, julle dink ek jok. En die ander ding wat julle kan doen is julle kan ook subscribe. Julle klik op daai rooi subscribe knopjie onder. Dan kan julle ook kyk, ek het in een van die hoeke het ek so 'n oranje blokkie. Jy kan op hom klik en dan sal daar wys vir jy kan subscribe hierso. As jy gesubscribe het, dan is daar 'n klokkie ook wat jy kan klik. As jy klokkie klik, dan gaan jy elke keer 'n notification kry wanneer ek 'n nuwe video oplaai of 'n nuwe tip. So, hierdie is Facebook tips wat ek met julle gaan deel en vandag kyk ons na die images wat daar is en hoe om daai images reg te kan kry. Alright. So, kom ons spring weg. Die belangrikste ding wat jy moet weet van Facebook images, as jy 'n prentjie gaan gebruik vir jou advertensie is, jy sal moet kyk na die policies. So ek weet, daar's 'n klomp van hierdie goeters daar buite wat ons net doeteenvoudig die policies ignoreer. Ek gaan 'n video doen oor policies. Oor Facebook se ad policies, maar ek dink Facebook se ad policies is baie belangrik. Dis een van daai goed wat jy moet lees. Alright. Veral as dit na die images toe kom, want daar's sekere goeders wat jy nie op daai images mag hê nie. Anders dan gaan Facebook dit jou advertensie afkeer, plus jy gaan 'n flag kry. En daai flag gaan beteken dit gaan teen jou naam lê, jy gaan nie daai flag wegkry nie. En as jy nog 'n flag het en nog 'n flag het en nog 'n flag het, ek weet nie hoeveel nie, dan gaan hulle jou rekening toemaak. Nee, dan moet jy dan vooraf begin. So gaan lees die ad policy sodat jy weet jou image is reg en Facebook vriendelik, nee. Kom ek gee 'n paar voorbeelde vinnig. So jy kan nie 'n maar vroutjie en 'n oorgewig vroutjie langs mekaar sit om 'n before en after foto nie. Facebook hou niks daarvan nie. So before en after fotos is uit. Jy kan dit nie opsit nie. Hulle gaan dit afkleur en hulle gaan jou flag. Jy kan nie kaal mense op jou images gebruik nie. Jy kan nie fotos van drank of gewere of geweld, goed wat 'n politieke ding adverteer nie. Weet ek kan nie aan nog voorbeelde dink nie, maar dis alles tussen hulle policies. Jy kan nie chemikalieë of goed adverteer nie. Dit moet alles Facebook vriendelike images wees. So daar kan ek seks op wees of sulke so van goeders. Alright. Dan moet jou advertensie ook mooi lyk. So jy kan nie 'n crap ding daarop sit wat jy weet baie keer dan trek 'n ou foto dan lyk dit asof hy goed so 'n bietjie uitgespan is of plat gedruk is sodat dit nou inpas nie. So dit is baie belangrik. Images online praat hulle altyd van pixels. So jy moet die Facebook ads se pixel size gebruik sodat jy die regte size advertensie insit, dan distort hy nie, nee. So en ongelukkig verander Facebook dit gedurig. Dan is dit ewe skielik hierdie size, dan so na 'n paar maande dan is daai size nie meer reg en dan het hulle weer 'n ander size, nee. Maar ek is nou hier om vir julle 'n tip te gee of om julle te help om julle images so mooi as moontlik en so nice as moontlik te kry, nee. En daar's 'n programmetjie wat dit vir jou bitter baie maklik maak en is gratis. So hier is my tip van die dag en die programmetjie se naam is Canva. Alright. So ek het 'n kursus oor Canva. Ek gaan hom hier onder vir julle link as julle meer wil leer oor hoe Canva werk. Dan gaan klik jy net op die link hier onder. Andersins kan jy net na Canva se website toe gaan. Dis heeltemal free. Jy sit jou naam en e-mailadres daarin. Ek sal 'n link vir daai website ook hier onder sit. En dan begin jy dit te gebruik. Miskien kan jy dit self uitfigure. Ek het dit self uitgefigure. Dit is dalk nie eens nodig om 'n kursus te koop nie, maar dis vir die mense wat graag dit wil leer. Het ek die geleentheid om 'n kursus te koop. Alright. Maar anyway, kom ek vat julle gou-gous na Canva toe
En dan praat ons 'n bietjie oor hoe kan 'n mens 'n image maak vir jou Facebook advertensie. Alright, so kom ons gaan gou hier in my rekenaar in. Alright, so wat jy doen is, jy gaan na Canva se webwerf toe. En as jy nou in Canva is, soos hier's al my projekte en goeders, ek het 'n account. Dan sal julle sien, sommer hulle heel eerste ene is 'n Facebook advertensie hierso aan die linkerkant bo waarop jy kan klik. Nee. Daai is klaar, dis die nuutste specs van Facebook, is 1200 pixels by 682. Alright, so as Facebook dit ooit gaan verander, dan gaan Canva dit outomaties update, so jy hoef nie meer daaroor te worry nie. So dan gaan klik jy maar net op daai nie, want jy wil so iets design. Alright, baie nice. So hierdie hele wit blok wat jy hier sien, dit is die size van daai advertensie. Right, so nou het Canva 'n klomp templatejies wat jy kan gebruik, wat jy sommer self kan gebruik as jy daarvan hou. So jy kan enige een van hierdie kies. Kom ons kyk wat is hier wat nice is wat ons kan kies. Sommer jy het 'n pizza restaurant. Kies sommer gou daai pizza restaurantjie, trek hom in, boom, daar is jou hele ad klaar gesize. So nou kan jy net vinnig gaan en jy gaan sê, right, sê maar jy het 'n ander image, kan jy nou 'n ander image intrek as jy wil. Jy upload dit net eenvoudig daar. So nou klik jy op die teks hierso en jy verander gou jou teks. Dus hierdie is myne. Oeps, hierdie, sorry. Bertie's, ek weet nie, Jolly. Ja, dit gaan, Bertie's Joel Pizzas. En ek wil hierdie ook verander, sê maar na 'n rand toe, so dit is 79 rand Tuesday. Ek kan my eie website hier insit. Jy hom vinnig uit, blablabla. Dit is Steenkamp. Oeps, foutjie. Steenkamp. .co.za. Dit is my adres van my website in elk geval as jy net eendag na my website toe wil gaan. bertesteenkamp.co.za. Ek link dit ook hier onder, hoor. Alright. So, daar het ek 'n hele advertensie nou spesiaal vir my besigheid gemaak en dis perfect. Alright, so jy kan enige iets hierso doen, jy kan enigiets intrek, jy kan jou foto's intrek, jy kan teks insit, die teks en goeie sit hier aan die kant en jy kan 'n baie nice image maak wat 100% op Facebook gaan pas. Paar belangrike goedjies oor Facebook, buitenbehalwe die policies wat ons oor gepraat het, is jou teks. So wat nice is van hierdie wat ek sien is, hulle het nooit te veel teks op hulle goed nie. Alles is, het gee vir jou 'n goeie idee van hoeveel teks, as jy nou een van hierdie templates wil gebruik, van hoeveel teks jy mag gebruik. Maar onthou net, op Facebook mag jy nie meer as 20% van jou, jou teks mag nie meer as 20% van jou advertensie wees nie. So, as jou advertensie in 5 dele deel, dan moet die teks in 1 deel van daai 5 dele pas, nee, en dit moet nie meer nie, want sodra dit meer is, dan kos dit meer, dan charge Facebook jou meer, hulle penaliseer jou deur om jou meer te charge, so moet nie te veel teks opsit nie, alright. So, kom ons kyk na hierdie advertensie. Gewoonlik as jy nou op Facebook gaan die advertensie gaan sit, dan gaan jy call to action knop hier onder sit. Hierso gaan staan learn more of sign up now of iets soos dit, alright. So dan kan jy iets gaan, jy kan byvoorbeeld 'n shape gaan kry, kom ons sê 'n pyltjie van 'n soort. Nee, ek gaan nou net vinnig vir julle ietsie kry. Kom ons vat hierdie driehoekie. Ons sit hom hier. Ons dop hom om. Maak hom kleiner. Sit hom hier in. So, hier is nou 'n pyltjie wat vir die ouens kan wys in die advertensie. Hoor jy moet hier onder gaan klik. Jy kan dalk hier binne skryf klik. Jy kan nou al, jy weet wat die beste gaan wees wat jy kan doen, maar op Canva is dit baie eenvoudig. Jy upload jou foto's van jou kos. Jy hoef nie hierdie een te gebruik nie. Jy sien hulle het nou hier allerhande goeders hier. Jy sal nou moet koop om hierdie een te gebruik, maar dis nie nodig nie. Jy kan jou eie foto insit. Kom ek wys julle my foto's wat ek ingetrek het. Hier is al my foto's. So ek kan hierdie foto intrek en ek kan hom daar insit as ek wil en dan kan ek die teks dalk 'n donkerder kleur maak as ek wil. Dit is dood eenvoudig hoe maklik dit is. Ek kan die foto kleiner maak, groter maak en hy gaan outomaties gekrop word, presies so is. En dan al wat jy doen is,
kom ons sê ons hou maar by hierdie ene. Want ons gebruik dit tog nou as 'n voorbeeld, nee. Maak net gou in 'n mate mooi. Mag 'n bietjie sien. Maak al die pad groter. Net so. Ek gaan nou nie te veel aan, anders maak ek nou die video lank, nee. Wag, moet dit seker maar ordentlik doen. So, en ek vat hierdie en ek skuif dit daar. Maak die teks kleiner, so dit inpas. En ek vat hierdie ouetjie, en daar, skuif hom kleiner, maak hom ook oranje, so dit pas by my goed. Hierdie ouetjie sit ons so. Sien julle hoe vinnig is dit om alles goed te skuif en net te doen in Canva. Ek maak dit grys en ek skuif my website, ons hou die website hierso, so dis om vir die mense te sê, hierso gaan jy klik vir die website. Draai kleertjies, ons geef hom met 'n ander kleur, raak swart. Sy, para, daar is my invoice, my hele advertensie en ek sien my teks is reg, as ek hierdie ding sal deel, dit sal perfek wees, dan sê ek download. Dan kies jy, ek hou ook daarvan om PNG te kies, jy kies dit net en jy druk download en jou hele advertensie download en jy het hom in 'n folder en dan kan jy hom in jou ad gebruik. Alright, dis hoe maklik dit is om 'n mooi image te kry. Jy kan dan free images aflaai ook van websites af, ek sal 'n bietjie daaroor ook praat en dan kan jy dit in jou advertensie gebruik. Onthou om die Facebook policies deur te lees, dit is ook baie belangrik. Daar is mense, ek hoop dis 'n gawe tip vir julle. Neem goeie foto's van jou produkte. Dit is 'n goeie idee om 'n fotograaf te kry ook om dit te neem, 'n professioneel. Ek het in die verlede my goed self probeer neem. Ek het 'n goeie job gedoen, maar toe kry ek 'n professionele fotograaf. Kom ek wys julle net 'n bietjie. Kom ek delete al hierdie goeters. Ek gaan dit alles gedelete. Delete daarso, delete. So ek kry toe vir my 'n professionele fotograaf om my taxidermie af te neem en kyk net hierdie nice foto wat ek het om mee te werk. Nou lyk my taxidermie aansienlik meer professioneel met die foto's wat ek het. En ek het hierdie fotograaf het gekom en my werkswinkel afgeneem en ek het hom R3000 betaal en hy het my oor die 201 foto's geneem van my taxidermie. En julle kan sien hierdie is baie mooi foto's. Kyk byvoorbeeld hierdie ene ook. Wat se goeie foto's te neem. So neem jou produkte af en goeders, maar kry 'n professionele fotograaf en betaal hom R2.000 of R3.000 dat hy ordentlike foto's vir jou neem. En dan kan jy dit in Canva mooi op die regte size sit, bietjie teks aan die kant sit om te verduidelik wat jy adverteer, dalk vir jou festive season of iets soos dit. Hou dit onder 20% van die advertensies se grootte en lees Facebook se ad policies deur om seker te maak jy sit die regte goed of jy sit goed op wat jy mag opsit. Nou sê julle, dis my tip van die dag. Canva en wat moet dit? En 'n oogwink. Ek kan nie nou iets dink nie. Maar anyway, as julle van my video gehou het, subscribe, klik daai op die oranje dingetjie aan die onderkant en subscribe vir die channel of gaan like hom of like die video net ten minste of share dit. As jy dit wil share, dit is baie nice as julle dit doen en julle kan na my website toe gaan en onder in die description sit ek al my Facebook bladsy, ek sit my Instagram bladsy, my LinkedIn, al die goeders, al die links is hier onder. Alright. Dankie julle dat julle gekyk het en mag julle 'n super dag hê, hoor. Cheers.